Matteus 6 van vers 9 af. So moet julle dan bid. Ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons ons skulde, soos ons ook hulle vergeef wat teenoor ons skuldig staan. En bring ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Met die oog op ons boodskap is ons besondere fokus op die eerste gedeelte van vers 13. Bring ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Laat ons nie in die versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Dit is 'n interessante gebed wat die Here Jesus ons leer om te bid, want ons weet ons gaan natuurlik in die versoeking kom. As mense is daar in ons lewe gereeld dinge wat ons toets. Ons is sondaars wat leef in 'n sondige wêreld met die sondige natuur wat homself as God wil verheerlik. So versoekings gaan daar wees. Die woord in die Grieks vertaal as toets. Dis dinge wat jou toets. En ons weet vir 'n feit dat ons gaan getoets word deur verskeie dinge en verskeie situasies. So wat bedoel Jesus as hy bid of ons leer om te bid, laat ons nie in die versoeking kom nie. Of lei ons nie in die versoeking nie, dit impliseer nie, bring ons nie by versoeking nie. Of laat ons nie versoek word nie. As jy gaan, miskien het jy jou Bybel nog oop, want jy het saam gelees, en jy blaai terug 2 hoofstukke, na Matteus 4 toe, dan sien jy in die eerste vers van Matteus 4, daar staan, toe is Jesus deur die Gees die woestyn ingelei, om deur die duiwel versoek te word. Die Gees het hom na die woestyn gelei, maar die Gees het nie die versoeking gedoen nie. So sien daar die onderskeid. Die Gees het toegelaat of hom gevat soontoe na waar die versoeking is, maar hy het nie die versoeking gemaak nie. Hierdie frase impliseer dis nie versoek ons nie, want God het in elk geval beloof dat hy versoek nie mense nie. As jy kyk na Jakobus 1 vers 13, iemand wat in die versoeking kom, moet nie sê ek word deur God versoek nie, want God kan nie verlei word nie en self verlei hy niemand nie. So die versoeking kom nie van die Here af nie. So dit kan nie die verklaring van hierdie vers wees dat die Here ons inlei in die versoeking wat hy geskep het nie, maar dat hy ons wel lei en daar kom dinge oor ons pad wat ons versoek. Dis die waarheid. So in die lig van die Jesus se eie konteks en die manier hoe hulle geleef en gebid het, en ons gaan nou na 'n paar verse wys in die lig van hoe Jesus self in moeilike tye sake hanteer het, kan ons hierdie boodskap die beste verstaan as om te sê, Here, laat ons nie voor die versoeking soeg nie. Of Here, laat my nie aan die versoeking oorgee nie. Miskien kan ek dit verder vat en dit bietjie vermenslik en toepas op myself. Here, maak my sterker as my versoekings. Here, maak my meer toekomsgedrewe of koninkryksgedrewe as die wêreldsgedrewendheid van die versoekings wat gereeld voor my kom. Jesus sê vir sy disippels in Markus 14 vers 38, julle moet waak en bid, sodat julle nie in die versoeking kom nie. Dan gee hy 'n baie belangrike waarskuwing. Hy sê, die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak. Die gees is gewillig, maar die vlees is swak. Die mens het 'n geneigtheid om te val. Daarom waak en bid. Met ander woorde, beywer jou, bearbeid daarvoor, werk daarvoor, staan dit te. Ons soog natuurlik van tyd tot tyd onder versoeking, maar is nooit omdat daar nie 'n ander alternatief is nie. Kyk, wat gebeur wanneer ons onder versoekings swyg of soek of wat ook al jy dit wil noem, of die toets dop, as ons dit so kan sê, dan het ons altyd 'n verskoning, is dit nie so nie? Ons wil altyd onsself regverdig.
Hierdie gebed wil jou leer om presies nie dit te doen. Om te kan staan voor die Here en te erken, ek het gefouteer. Here, ek het fout gemaak, ek het aangejaag hier. Maar nou bid ek dat U my in die toekoms sal lei om wanneer ek in hierdie goeters kom, beter te doen. Nie aan te jaag nie, nie 'n fout te maak nie. Maar kyk gou wat sê die Here vir ons in 1 Korintiërs 10 vers 13. Hy sê, geen versoeking wat meer is as wat 'n mens kan weerstaan, het julle oorval nie. God is getrou. Hy sal nie toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie. As die versoeking kom, sal hy ook die uitkoms gee, sodat julle dit kan verstaan. Waar kom hierdie vers vandaan? Dat die Here sê, daar's nie 'n versoeking wat hy jou nie die krag gee om te kan positief antwoord op nie, om die toets te kan slaag nie. Dit lê en dit berus by twee baie belangrike goed. Die eerste een is die waarheid dat die Heilige Gees wat ons as gelowiges bewoon, die Gees waarmee God ons salf, is dieselfde krag wat Jesus Christus uit die dood opgewek het. So wat leer ek hierby? Ek leer hierby dat die krag van God wat in my woon, as ek in geloof in totaliteit oorgee aan die Here se wil en binne sy krag leef, sal ek in daardie krag wat in my woon, hierdie toets kan slaag. Dis die eerste ding wat dit leer. En dan verder leer dit dat die Here vir ons deur sy Gees die wysheid van sy woord gee. Ons het nou weer onlangs gekonfronteer met mense wat nuwe profesieë maak. Maar ek wil sommer myself onderbreek en hierdie toerusting vir jou gee. Daar is nie so iets soos nuwe profesie nie. Daar is nie so ding soos die Here het nuwe woord by my gebring nie. In Hebreërs en soveel tekste is dit so duidelik. In die ou tyd het die Here met ons deur die profete gepraat. In Hebreërs 1 kan jy gaan lees. Maar van daar af het hy met ons deur sy eie seun Jesus Christus gepraat. Die profesie wat ons aanhang, die woord van die Here, is die voltooide profesie van die een wat kom, en Jesus self bevestig die gesag van die Ou Testament. As hy sê, ek het nie gekom om die wet of profete ongeldig te maak nie, nee, ek het dit juis gekom om hulle volle betekenis te gee. En dan profeteer Jesus. Hy profeteer aan die wêreld, maar spesifiek aan 12 manne wat hy instuur of uitstuur in die wêreld om sy profesie te gaan uitdra, en dit lê vir ons vasgelê in sy woord wat hy vir ons finaal afsluit. Daarby sê die Here vir ons, mag iemand nie 'n letter byvoeg of wegvat nie. So, dis die belangrike ding. Ons kry die krag van die Gees om ons te help om hierdie versoekings te kan weerstaan, maar ook die wysheid van die woord om te kan sê, ek vlug na die Here toe vir wat is die antwoord op hierdie situasie. Wat ons verder moet weet is, God laat definitief toetse in ons lewens toe. Daar's gereeld goed wat ons toets in ons lewens. As jy daar kan lees op daai prentjie, dit verwys na 1 Petrus 1, waar Petrus sê, julle geloof moet soos goud deur 'n vuuroond gaan. So wat's daai proses se waarde? Wat is die doel van daardie proses? Dis suiwering, nê. Is dit nie so dat toe jy in jou, wat ook al jou trade is, jou ambag, of wat ook al jy doen hier, is klomp verskillende mense wat voor my sit, boekhouers en hierso is tax consultants en hier is dokter is nie hier vanoggend nie, maar daar's dokters ook hier en julle weet wat julle doen, ek hoef nie vir julle te verduidelik nie. Maar toe jy begin het met daai werk, het jy baie meer foute gemaak in die uitvoering van die taak as wat jy nou maak. Is dit nie so nie? Soos 'n nuwe instrument te speel. Die aakligheid van die fout dring my juist tot die oefening en verbetering, nê. So daai toets moet ons nooit sien as 'n negatiewe ding nie, maar 'n positiewe bydrae van vaderlike liefde in ons lewe. Want nou na jare se ervaring binne in daardie werk, sien jy sommer baie maklik foute raak en jy weet presies hoe om op sekere vraagstukke te reageer. Nou as ons geloof vir ons so waardevol is, ons verhouding met die Here vir ons so waardevol is, dat dit ons hele lewe rig en bepaal, is iets wat, of kom ons sê 'n tool wat jy wil kry, nie tog om te weet, hoe reageer ek op vraagstukke? Hoe reageer ek op die versoekings? Hoe reageer ek as hierdie spesifieke ding, of daardie spesifieke ding, oor my pad kom? Wat is die waarheid in die situasie? Of, ek sien in hierdie situasie is daar 'n bietjie valsheid opgesluit, ek gaan myself nie hierby betrokke kry nie.
Of 'n ander een wat baie belangrik is, sal nou weer vinnig daaraan raak is, ek weet ek is swak vir hierdie of daardie. So, verskoon my, maar ek hou myself eerder bietjie ver van dit af weg. Hoe anders sou ons dit kon leer as die toetse nie daar was nie. Kyk wat sê Jakobus vir ons. Jakobus 1 vers 2 tot 3. Broers, julle moet bly wees wanneer allerhande beproewings oor julle kom. Want soos julle weet, as julle geloof die toets deurstaan het, stel dit julle in staat om eindtyd te volhard. So toetse, geliefdes, is nie iets wat ons moet vrees nie, maar is iets waarvoor ons moet versigtig wees. Ons moet ook nie bid, en hierdie gebed is nie dit, dat die Here dit van ons sal weerhou nie, maar dat die Here ons sal toerus met sy Heilige Gees en sy woord, dat ons hierdie toetse kan slaag. Want wanneer ons wel toegee, wanneer ons die toets dop, het ons nou gesien uit die konteks van ons behandeling, dat ons het niemand anders te blameer as onsself nie. En hoekom kan ons dit verder sê? Want dis nie jou aksies teenoor my, wat my aksies teenoor jou bepaal en vaslê nie. Hoe ek teenoor jou optree, hoe ek op sekere situasies reageer, hoe ek selfs as jy verneig is met my, of lelik is met my, teenoor jou reageer, word nie deur jou bepaal nie. 'n Mens het nie sulke mag oor my nie. Dit kom van God af. Dit word deur die Here bepaal. My aksies, of my reaksie op mense se aksies, is in diens aan die Here, en nie in diens aan die swak vlees nie. Jakobus 1 sê verder vir ons in vers 12, gelukkig is die mens wat in die versoeking standvastig bly. As hy die toets deurstaan het, sal hy die oorwinningsprys van die lewe ontvang, wat die Here beloof het aan die wat hom liefhet. Wat ek en jy wel moet onthou, in wanneer ons hierdie boodskap hoor, en hoe ons lewe verder navigeer, en hoe ons gaan optree, en wat vir ons wag, as ons by hierdie deure uitstap. Hierdie is 'n baie veilige omgewing vir geloof, is dit nie? Behalwe die feit dat party van julle slaap as ons baie belangrike goed praat, is hier omtrent niks hier wat jou van die pad van die Here af kan vat. Hierdie is die ultimate veilige omgewing. Jy is hier tussen gelowiges, jy is besig om die woord van die Here te hoor, jy is besig met God se goed, so dis 'n erediens. Maar in die erediens van die lewe is dit 'n ander saak. Daar is ons al uitdagings en is moeilik. En daarom moet ons weet, die vlees is swak. Ek is swak. En in hoe God my oefen deur toetse, raak ek sterker. Nee. Ek kan nie vir julle veel van gym vertel nie. Ek het dit so lank laas gedoen. Ek weet nie meer hoe dit is nie. Ek vermoed dit sal aklig wees. Maar daai mannetjie lyk moeg. Hy het 'n paar keer daai goed opgetel. Maar nou weet julle wat al geoefen het. As jy net so 'n rukkie aanhou, dan raak dit soveel makliker. En dis presies dit wat die waarde van toetse is. Wat die waarde van repetisie is van nee sê en volhard. Ek raak sterker. En so leer ek ook myself ken. Want in hierdie hele proses is selfkennis uiters belangrik. As jy ignorant leef vir die dinge waarteen jy swakhede het, dan stel jy jouself moedswillig in die gevaar. En dis baie gevaarlik om so ingestel te leef. Dat ons onsself in hierdie proses verreken in die sin dat ons sê, Reinhard, jy weet, jy moenie naby daai tipe goed kom nie. Jy kan nie in hierdie soort situasies dit of dat doen nie, want jy het 'n geneigtheid, ek het 'n geneigtheid om baie kompulsief te doen, wat te wees. Wat ook al ek doen, wil ek oordoen, nê. Nee. En my vrou moet partykeer net sê, "Wolkai, kom net bietjie terug." En Braam het dit al met my gedoen en ek het dit al met Braam gedoen en ons is albei so bietjie so, nê. Nee. En partykeer doen lidtate in diensgroep werk dit met my. So ek weet dis een van my swakhede. En omdat ek dit weet, kan ek daarteen waak. Maar as jy wil bly stry, wil bly ignorant wees oor die goed wat jy swak is oor, moet jy nie verwag jy gaan uit dit uitgroei nie. Moet jy nie verwag dit gaan beter wees nie. Verandering begin by jou wat erken, bereid is om te face en te weet, as dit kom by Jesus, is die vrag, die kettinge van daardie goed wat jou bind gebreek, en jy kan vry van dit
gaan lewe. En daarom roep die Here ons ook in hierdie teks om te lewe met jou oë oop en gefokus op die Here. Nie blind wees nie, geliefdes. Daar sou nie forensiese rekeningmeesters gewees het as bedrog in besigheidsboeke opsigtelik is nie. Die gewone boekhouers, as sommer dadelik gesien het, hier is iets wat nie lekker is nie. Reinhard het vir homself 'n bonus uit die kerk se rekening uitbetaal. Nee, ek het nie toegang tot die kerk se rekening nie. Simpel voorbeeld, ek weet, maar dit sou nie nodig gewees het vir 'n company om forensiese rekenmeester in te huur om te kom uitfigure wat gaan hier aan, want ons boeke klop nie lekker nie. En dis presies hoe die duiwel werk. 'n Mens is regtig waar ignorant as jy dink die duiwel is blaatant. Hy slinks en hy werk op slinkse maniere. Hy vat klein goedjies in jou lewe en hy verbuig dit en hy vermom dit en hy laat dit soos 'n kanker groei wat jou verteer. Vandag in die wêreld waar ons 'n geveg het tussen die mense wat die woord wil bewaar en die linkses en al die groeperings onder die linkses, sien ons dat die woord verdraagsaamheid half soort van 'n seënwoord en 'n vloekwoord geraak het, nê. Jy moet verdraagsaam wees teenoor enige iemand wat enige iets sê en enige iets doen. Klein dingetjie wat so groot en lelik vermom is deur die duiwel dat dit miljoene mense mislei. As gelowiges is ons nie verdraagsaam oor goed, ons tree nie op in haat nie, ons tree nie op in aggressie nie, maar ons is nie verdraagsaam teenoor goed wat teen die woord van die Here is nie, wat teen die wil van die Here is nie. Ons gaan nie naby daai goed nie, ons bly by sy waarheid. So pas op vir die vermomde goed, daarom toets alles aan die woord. Wat het Jesus gedoen toe hulle hom toets? Hy het 'n verduideliking gegee en gesê, weet julle waar kom my verduideliking vandaan? God het so gesê. En dis presies wat ons moet doen. Daarom sluit ons af met hierdie punt wat ons bid, Here verlos ons van die bose. Ons moet om hierdie punt te kan begryp, die woord gebruik en ag neem. Ag julle, dis of my baie keer dan sit ek en doen eksegese en dan dink ek, dit sou so lekker gewees het as almal van julle Grieks en Hebreëus en die grondtekstale magtig was, want jy sien sulke great goed daarin raak en nou is ek nie taalanalities so sterk nie, maar ek gaan my bes te doen om net by julle gou tuis te bring wat ek hier raak gesien het wat vir my pragtig is. Wanneer ons hierdie woorde laat ons nie in die versoeking kom nie, verlos ons van die bose, in die oorspronklike taal wat die Grieks is, gaan kyk, dan sien ons die woord eisphero wat vertaal word as bring, beteken om in te bring of die oorsaak van 'n staat van iets te wees, en dan die woord wat ons vertaal as verlos, is die woord reiomai, wat beteken om iets uit te ruk. Soos iemand wat 'n slaaf was, wat uitgeruk word uit die slawehuis en vrygemaak word. Dit weet ons het Jesus ook vir ons gedoen. Hy het ons uit die slawerny van ons sonde geruk en ons vrygemaak in hom. So, ons word verlos of uitgeruk. Dit sê vir ons duidelik dat daar was slawerny. So, ons was skuldig. Ons het pas gebid, Here vergewe ons skulde. Nou bid ons, beskerm ons van die bose. So ons is nou onskuldig, nou moet ons 'n onskuldige lewe gaan leef, waarin die Here verheerlik word. So, daar was slawerny, Jesus verlos totaal daarvan, maar wat wel die realiteit vir gelowiges is en bly, is dat ons binne in 'n sondige wêreld met menslike swakheid, waar die duiwel werk, so skryf Petrus, hy loop rond soos 'n brullende leeu, op soek nie na iemand om voor te kom miau nie, op soek na iemand om te verslind en te verskeer. Die duiwel wil jou huwelik verwoes, en hy wil jou verhouding met jou kinders verwoes, en hy wil jou verhouding met jou werknemers en met vriende en almal. Dis wat hy wil doen. Hy het geen goeie intensies met jou nie. So, terwyl ons in hierdie realiteit leef en werk, is dit nie net iets waarteen jy moet waak nie, maar aktief moet werk. Want kyk, hier's wat ons leer uit hierdie woorde uit. Bring in, daai eerste woord, bring ons nie in die versoeking nie, impliseer ook, bring ons in 'n staat waar ons hierdie versoekings kan weerstaan. Bring ons in u teenwoordigheid,
sodat ons met U, soek in God jou sterkte, met U krag in hierdie toetse kan antwoord. As jy my nou nog nie verstaan nie, kom laat Dawid dit vir jou verduidelik. Psalm 23 vers 3 is presies een van die bedoelings van hierdie gebed, om te sê, Here, lei ons op die regte paaie, tot die eer van U naam. Met ander woorde, Vader, bring my in 'n staat, waar ek sterk raak teen versoekings, en ruk my uit die plekke uit, wat my verlei om te dwaal. Dis wat hierdie grondtekswoorde ook vir ons leer. Dat die Here so besig is om my te transformeer, te reguleer, te verander, dat hy my in 'n nuwe staat, wat sê Paulus, is mos nie ek wat leef nie, maar Jesus Christus wat in en deur my leef, in 'n nuwe menswees inbring, en dat hy in daardie nuwe menswees my uitdruk uit die swakhede van die vlees, sodat ek hom al hoe meer kan verheerlik. Sien julle die opbou van hierdie woorde? En wat die Here daarin vir ons leer van groei en ervaring, en wat met jou gaan gebeur as jy 'n committed volger van Jesus is, en hoe jy gaan sterker word. Weet dit, jou verhouding met die Here is nou, en sal altyd tot die Here jou weer kom haal, of die Here terugkom, tot ons by hom is in sy ewige koninkryk, sal dit 'n proses wees, 'n pad wees, waarin ons moet groei, en die duiwel sal alles in sy vermoë doen, om daardie groei stop te sit, en selfs probeer om daardie verhouding stop te sit. Hy haat ons verhouding met die Here. En daardie verhouding is eintlik nie net iets wat ons doen nie, dis iemand wie ons is. En my hele wese verander, as Christus my identiteit raak. Christus nie net 'n deel van my lewe is nie, maar my lewe. Nou het julle gesien, die tema het gesê, kinders van die Vader, binne die sekuriteit van ons roeping. As ons binne die sekuriteit van ons roeping daardie kopskuif te maak om te sê, my verhouding met die Here is nie net iets wat ek doen nie, maar dis wie ek is, en onsself oorgee in daardie verhouding om te sê, ek gaan doen wat die Here my vra, ek gaan leef in die Here, ek gaan besig wees met hom, ek gaan my lewe versuip van hom, as ek so mag sê. Gaan dit so vol maak, dat al wat jy kan sien in my lewe, is die Here se goed. Ek gaan besig wees met hom, ek gaan besig wees om my roeping te vind, ek gaan in elke plek van my lewe myself ondersoek om te sê, is ek besig om my koning te dien, is ek besig om sy koninkryk op aarde te realiseer, deurdat ek sy koningskap uitleef. Dan begin ons 'n sekuriteit ontwikkel in die sin, dat ons bou hierdie sterk panser om ons lewens, wat ons beskerm daarvan om te val in die valshede van die duiwel. Want in daai soort liefde is my roeping my maatstaf. My roeping lê opgesluit in wie die Here is en wie ek in hom is. So die Here stuur ons huis toe met hierdie herinnering. Om te sê, as jy die toetse wil deurstaan, as jy wil groei in hierdie goeders, as jy die Here wil verheerlik in hierdie dinge wat jou uitdaag, vind jouself so in Christus, dat die wêreld jou nie kan vind in die verkeerde nie. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die wonderlike voorreg, dat ons nie net gelaat word om met die geweldige uitdagings, wat die wêreld vir ons bied, maar net op ons eie te probeer hierdie goed navigate nie. Maar dat U daar is, dat U ons lewe 'n identiteit en 'n karakter en 'n roeping gee, en dat dit bepaal wie ons is, wat ons doen, hoe ons reageer. En daarom is ons die gebed uit ons harte uit, dat U ons sal help, om deur die krag van U Gees, binne die wysheid van U woord, in die toetse van die lewe te reageer, tot die eer van U naam, omdat ons 'n lewe aankleef en aanhang, waarin ons identiteit is, dat ons U as 'n koning, as die koning dien, en dat ons U koningskap wil groot maak in die wêreld, ook in hoe ons die slaggate misstrap deur U genade. Ons bid dit van U Vader in Jesus se naam. Amen.